Liewe gemeente, baie welkom by vandag se erediens. Geseënde nuwe jaar aan elkeen van julle. Ons gaan later meer daaroor gesels. Maar vir nou, kom ons raak rustig en kom ons vra vir die Here om ons te wys. Wat moet ons vandag hoor? Ons dierbare en genadige Here, dis vir ons 'n geweldige groot voorreg om vandag as broers en susters verenig te wees in U naam. Here, U doen vir ons so baie. U gee vir ons soveel sekuriteit, soveel troos en soveel vreugde. Ons vra dat dit wat ons vandag gaan lees, dat ons dit sal deel maak van ons geestelike reis en dat ons sal gaan leef soos wat U vir ons daarin vra. Amen. Ons lees vandag uit Romeine 13. Ek lees vir ons vers 11 tot 14 en dit is hier op bladsy 268 in die Nuwe Testament. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader, as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis, en neem die wapens van die lig op. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Bekleed julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige natuur om sy drange te bevredig nie. Ons lees nie tot sover, mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Broers en susters, geseënde nuwe jaar. Die nuwe kerklike jaar begin vandag. Ons is in die eerste Sondag van Advent. Volgens die leesrooster is ons nou in jaar A, dat is jaar A, B en C. En ons het met ons nuwe jaar begin. Nou ons gaan oor die volgende paar weke, soos wat ons nader aan Kerstyd kom, wat nou ook in Advent is, gaan ons dink oor ons nuwejaarsvoorneme. Nie vir die 1 Januarie van 2026 nie, maar nou al vir die 30ste November van hierdie jaar. Hoekom? Want die nuwe kerklike jaar is klaar op ons. Vir die van ons wat dalk nog nie geweet het nie, was vers 11 dalk 'n goeie tyd om wakker te word. Dit sê ook vir ons, maar die uur is naby. Hoekom? Want vers 11 skud ons onbeskof uit die vere. Ons is in die nuwe kerklike jaar. Ons is in die tyd van Advent. Nou, ek het gewonder of ek self, wat ek nou gaan beskryf, gaan demonstreer, maar dit sou moontlik letterlik broekskeer gaan. Ek is nie baie buigsaam nie. So ek gaan maar vir ons vra om dit net in ons verbeelding te sien. Kom ons gebruik ons verbeelding. Hoe sou dit lyk as ons op een plek stil staan en ons gee 3 verskillende tree? Die eerste tree is 'n klein enetjie vorentoe. Die tweede tree is 'n eislike een agtertoe, baie groot tree agtertoe. En dan vir 'n derde stap gee ons 'n tree vorentoe, maar niemand weet hoe ver vorentoe nie. Hoe op dese aarde sou dit lyk? Sou ons 'n hand gebruik het vir die derde tree, sou ons hom net opgegee het en omgeval het? Wat gebeur met Advent? Adventus in Latyn beteken koms of aankoms. In die tradisionele sin was 'n adventure in Engels, Advent, om op 'n vreemde plek uit te kom. Jy gaan iewers heen wat jy nog nooit was nie, waar baie min mense al was, en dis jou avontuur. In die kerk is Advent egter nie ons wat iewers heen aankom nie, maar wie? Wie se koms vier ons met Advent? Kan julle raai? Ek hoop ons het almal gesê Jesus se. En soos met byna alles in teologie, sit ons nou met een voet in een plek en met 'n ander voet sit ons nou elders. Aan die een kant verlang ons vorentoe, na Jesus wat eendag fisies terugkom aarde toe. Ons gaan hom fisies kan sien, en ek sê fisies, want hy is klaar hierso deur sy Heilige Gees. Reg? Hy is in die Gees hierso, maar nie in lewende tasbare lywe nie. Ons kan vir Jesus voel in ons harte, maar ons kan nie letterlik aan hom vat nie. Nog nie. So met die een deel van ons strek ons onsself uit na die toekoms.
Maar met 'n ander deel van ons strek ons na die verlede. Ons het 'n voet in die antieke geskiedenis. Dis soos die houtjie koutjie, die tree is net baie groter. Nou sit ons osself in die toekoms, nou sit ons hele self ver in die verlede. Ons sit ons linkervoet iewers in die toekoms en ons regtervoet baie ver agter ons, meer as 2000 jaar gelede. Hoekom? Want dit is toe Jesus vir die eerste keer aarde toe gekom het. Jesus het klaar aarde toe gekom, hy het klaar alles gedoen wat nodig is om die toekoms wat ons van beloof word te verseker. Nie net is Jesus klaar gebore nie, maar hy is ook klaar gekruisig, hy is klaar opgewek uit die dood en hy is klaar in die hemele opgeneem. So hy het alles gedoen wat hy moes. Maar nou moet ons 'n derde voet kry, of dalk 'n hand. Want Kersfees is ook nog op pad hierdie jaar. Ons trek vorentoe na iets wat ons gaan vier, wat in die verlede gebeur het. Nee, Kersfees is nog nie hier nie, maar Kersfees gaan oor iets wat lankal klaar gebeur het. Ons trek vorentoe na iets wat nog glad nie gebeur het nie. Ons trek terug na iets wat gebeur het en ons trek nog iewers heen, maar ons weet nie hoe ver nie. En dis Advent in 'n neutedop. Een klein tree na Kersfees, een enorme een na die verlede en een onbepaalde een vorentoe. En dis Advent. Nou as 'n ondersteuner van die Stormers en van die Proteas, is ek 'n man wat teleurstelling goed gewoond is. Iemand kan vir my vertel van om in die semifinaal of om in die finaal uit te val. En elke jaar hoop ek, dalk is hierdie jaar ons jaar. Net miskien is hierdie jaar ons jaar. En af en toe is dit ons jaar. Dan is dit fantasties. Kyk hoe mooi het die Proteas ons verras toe hulle die toetskampioenskappe gewen het. Niemand het van ons het gedink hulle kan dit doen nie. Maar toe is dit nou ons jaar. Maar meeste van die tyd is hierdie jaar is ons jaar, maar 'n leë belofte. Paulus se belofte aan die Romeine is nie 'n leë een nie, Jesus is inderdaad op pad, maar die dringendheid daarvan, die onmiddellikheid, sou 'n mens ook kon gesels. Paulus het gehoop, hy gaan vir Jesus in sy lewe fisies weer sien. Almal het in die vroeë kerk, hulle het gedink die apostel Johannes gaan nog lewe. Nou duidelik het dit nie gebeur nie. Volgens die kerklike tradisie het Johannes redelik oud geword, maar hy is dood op die ou end, hy is nie meer met ons nie. So Paulus maak dan 'n baie wyse en 'n baie pragmatiese stelling, dink ek, in vers 11. Paulus sê vir die Romeine, ons verlossing is nou nader as wat dit was toe ons tot geloof gekom het. En dis absoluut onbetwisbaar waar, nee. En het ons boere nie al vir mekaar soortgelyke beloftes gemaak nie. Elke dag wat dit nie reën nie, is dit 'n dag wat die groot reën nader kom. Ons het mos al baie so gesê. Maar nou raak die vroeë kerk ongeduldig. Want wanneer kom Jesus dan nou? Wanneer gaan hulle hom dan weer fisies kan sien, of wanneer sien hulle hom dalk vir die eerste keer? Dis wat die jonger generasies vra. Mense wat nie vir Jesus gesien het, of een van die apostels gesien het, toe Jesus die eerste keer op die aarde was nie. En as ons vers 11 lees vandag, dan moet ons ook raak lees dat daai verlossing nie noodwendig iets is wat môreoggend gaan gebeur nie. Ons kon vers 11 lees in 58 na Christus, in 303 na Christus, in 1517 na Christus, in 1999 na Christus, en dit sou nie dit beteken nie. Dit sou nie beteken, ons gaan vir Jesus oor 7 ure, dan gaan hy ons nou kom haal, dan gaan hy nou afkom aarde toe nie. En daar was toe al in daai jare mense wat gepreek het, ons leef in die eindtyd, en hulle was verkeerd. Wat wel waar was dat dit moontlik is, dat Jesus môre weer kan kom. En wanneer Jesus kom, dan verander hy die lot van die vervolgde kerk. Ons is nie die vervolgde kerk nie. Met ons gaan dit eintlik baie goed. Paulus praat van die vervolgde kerk en hy praat van 'n verlossing. Maar weer eens, daai verlossing is nie soos wat ons dink aan saligheid of aan redding nie. Daai saligheid en daai redding het al lankal gebeur. Selfs toe Romeine geskryf is, toe was dit al dekades van dat Jesus opgewek is uit die dood uit.
Paulus praat van om vry te wees van vervolging. Hy dink aan vryheid van sonde en vryheid van die vermoë om te sterwe, maar hy dink ook dat hy nie meer in die tronk gegooi gaan word of dalk doodgemaak kan word omdat hy in Jesus glo nie. So omdat die tyd van die verlossing naby is, raai hy dan die Romeine aan om betaamlik te lewe. En in Grieks letterlik is dit om eerlik te loop. Ons is weer terug by die vreemde tree wat ons gee. Paulus sê vir hulle in 'n netedop, loop soos mense wat loop in die dag, nie soos mense wat loop in die nag nie. En die mense wat loop in die nag, sê Paulus, is mense wat te veel gehad het, skelmpies en rowers, mense wat letterlik hulle mes in het vir iemand anders. So mense slinger, hulle sluip, of hulle bekruip in die nag. So dis so, of so, of so. Nou daarteenoor is Paulus se raad om te loop soos mense loop in die dag. Meeste moderne Christene het geen hengse blinde kol as dit kom by Jesus se tweede koms. En dis 'n soort blinde kol wat maak dat ons Paulus se oorspronklike bedoelings heeltemal verkeerd kan verstaan. Die bedreiging in die brief Romeine is nie die moontlikheid dat Jesus ons onverwags gaan betrap nie. Jesus sê in elk geval, net die Vader weet wanneer Jesus weer gaan kom. Die bedreiging vir Paulus en sy gemeenskap en die Romeine is die mag van die bose en die mag van die Romeinse ryk. Jesus is nie die bedreiging nie, Jesus is die hoop. Jesus is die een wat ons gaan losmaak van alles op aarde wat ons bedreig. Kom ek vertel vir julle 'n kort storie om die verskil te verduidelik. Een van my veel ouer kollegas is die een oggend by hulle bazaar. Hy loop rond, jy weet, hy gesels 'n bietjie soos wat ons nou maar maak, en hy koop hier en daar en hy help so 'n bietjie hier en daar. En op die Saterdagoggend loop iemand hom tromp op en vra vir hom, maar hoe sal hy voel as Jesus nou dadelik daar aankom? My kollega sê, maar hy sal baie bly wees. Hoekom? Nee, dominee. Jy het dan 'n kortbroek aan. Sal dit nie 'n skande wees as Jesus jou so betrap sonder 'n lang broek nie? Nou, ek het amper vandag in die in-persoon-diens met 'n kortbroek kom preek, want dis mos nou skoonsnert. Watter lengte broek jy aan het niks te maak met jou saligheid nie. Maar dit wys die verskil, hè? Tussen hoe Paulus gedink het oor om Jesus weer te sien en hoe baie van ons dink oor Jesus. Ja, die Bybel maak natuurlik melding van oordeel. Dis 100% in die Bybel. Maar die Bybel praat ook van vergifnis. Die Bybel praat ook van skuld wat afgeskryf is. Die Bybel praat van geestelike vryheid. As ons in Jesus glo, dan hoef ons nie bang te wees vir die oordeel nie. Nou ontstaan daar 'n gaping, né? Ons is so gewoond, ons moet nou wegkruip vir God, ons moet nou bang wees vir Jesus. So as ons nou nie meer hoef weg te kruip vir Jesus nie, wat dan? Dan moet ons uitsien na Jesus. Dan moet ons lewe soos Jesus. Dis nie ons plek om vooraf te spekuleer. Daarheen gaan die span haal, daarheen gaan nou nie die span maak nie. Dis nie vir ons om losdele uit die Bybel buite konteks aan te haal en saam vas te werk en dan te raai ripa oor wanneer Jesus weer gaan kom nie. Al wat ons hoef te doen is om te hoop. Hoekom? Want Jesus is die een wat die skepping gaan kom nuut maak. En hoe lyk twee mense wat daarna uitgesien het om mekaar weer te sien as hulle nou by mekaar uitkom? Hulle sien mekaar en hulle begin al klaar om nader aan mekaar te loop. Jy wag nie eers vir jou liefie of jou chom om by jou te kom voordat jy wys jy is bly om hulle te sien nie. Nee, jy loop al van die ander kant af en jy praat lekker hard en as jy by hulle kom, vat jy aan hulle, dit kan 'n bladskit wees, dit kan 'n drukkie wees, wat ook al. En vandag op die Sondag van Hoop gaan dit ons nuwejaarsvoorneme wees om uit te sien na Jesus. Omdat ons weet Jesus is op pad, omdat ons weet Jesus loop nader, gaan ons bes te doen om soos Jesus te loop. Ons weet nie wanneer hy kom nie, maar dit maak nie saak nie, hy is op pad. So ons gaan loop soos hy en ons gaan probeer om nader aan hom te beweeg, deur te lewe soos wat Paulus ons vra, met liefde, sonder dit wat sleg is. So ons gaan daai 3 tree gee
Maar ons gaan net nie loop soos mense wat nie weet waar hulle loop nie. Ons gaan net dans soos 'n wals, 1 2 3, 1 2 3. Ons gaan ons streetjies vinnig en duidelik gee, want ons gaan vir Jesus sien. En ons is baie bly daaroor. Wanneer weet ons nie, maar ons weet hy's op pad. So as ons hierdie lees, dan moet ons weet, Jesus kom nie om ons weg te gooi nie. Jesus kom sodat ons by hom kan wees. En wat is dan lekkerder as dit? Amen. Ons Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan weet U is getrou. U hou by U woord, en as U sê vir ons gaan U eendag fisies kan sien, U gaan ons kom haal, U gaan by ons kom woon, dan is ons baie opgewonde en baie bly daaroor. Here, intussen help ons om so lank te oefen vir 'n ewigheid saam met U. Help ons om dit af te gooi wat verkeerd is en om vas te hou aan dit wat mooi is. En dat ons elke dag met 'n bietjie meer hoop sal lewe. Want ons weet U is vandag nader aan ons as wat U gister was. Amen.